Baie welkom weer by jou Lewelig dagstukkie, dag 9. Uit die ouwe kom die nuwe is ons tema vir vandag. Openbaring 21 vers 5. Die een wat op die troon sit, sê toe: Kyk mooi, ek maak alles nuut. Soms groei die mooiste blomme uit die grond van gebroke drome. Uit die ouwe kom die nuwe. Elkeen van ons het al die belewenis gehad dat iets waaraan ons baie sentimentele waarde heg, op 'n dag val en breek, of dat dit nie meer wil werk nie. Dan land dit op die ashoop, soos die lap op sy liedjie. In Japan het hulle 'n kunsvorm ontwikkel genaamd kintsugi. Hoor net hierdie pragtige beskrywing van kintsugi. The Japanese art of kintsugi teaches that broken objects are not something to hide, but to display with pride. Dit kom daarop neer dat gebreekte voorwerpe op so 'n manier reggemaak word, dat dit baie mooier en meer waardevol is nadat dit reggemaak is. Die gebreekte dele word gehou, dan aan mekaar gesit, maar in plaas daarvan dat dit met gom aan mekaar geplak word dit met goud aan mekaar gesit. Sodoende lyk dit ontsettend mooi en word die waarde daarvan verhoog tot soveel meer as wat dit voorheen werd was. Die realiteit van die lewe is dat almal van ons langs die lewenspad gekraak is. Sommiges van ons het sommer gebreek onder die onverskillige en selfsugtige hande van ander. Dit het daartoe gelei dat wanneer ons dan in die spieël kyk, ons net die stikkend en krake van gister raak sien. Meer nog, ons steek dan ons seer baie diep weg onder mooi germering klere en baie ander dinge. Dit is soos wat iemand die blaukolle van mishandeling onder laaf van klere wegsteek. Die wonder van wie God is dat hy van elke bloukol, kraak en stikkende deel in ons lewens weet. Hy wil ook ons wegsteek krake omskep in iets wat ons kan vertoon met trots. Wat ons moet besef is dat almal van ons gekraak is. Die oomblik as ons egter ons stikkende en gekraakte menswees in die hand van God plaas, dan maak hy dit alles nuut. Dan begin hy juis om die kraakte op te vul met sy liefdesgoud. Dan begin hy ons al hoe meer leer hoe waar dit is wat Paulus gesê het, dat hy alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, en dat hy juis in ons swakheid sy krag wil volbring. Meeste van die tyd is dit juis in en deur die omstandighede wat ons gekraak het, dat ons die grootste lewenslesse geleer het. God kyk met liefdevolle deernis vandag na jou krake, en hy is al reeds besig om die goud reg te kry, waarmee hy ook jou swakheid en seer wil omskep in liefdesgoud leerervarings. God gooi nie stikkende mense weg nie, hy maak van hulle meesterstukke. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy, is ons baie keer skaam vir ons krake en seer? Dink gou terug aan die kosbaarste les wat jy as gevolg van seer kry en stikkend breek ervarings geleer het. Hoe gaan jy begin om God te vertrou om jou ook heel te maak? Baie dankie Hemelvader, dat U nie die wat gekraak en stikkend is weggooi nie. Dankie dat U ons weer mooi en heel wil maak. Ons krake wil opvul met U liefdesgoud, sodat ons ook in ons swakhede kan begin roem. Amen. Kom ek en jy sit ook ons seer en swaar kry en al die ander dinge van die verlede in God se hand, en vertrou hom om deur sy gees van ons die meesterstukke te maak wat net hy kan. Mag die Here jou ryklik seën. Geniet hierdie dag en elke dag van hierdie week verder. Liefdegroete, Charles.